Halleluja. Ons gaan na Matteus 6:33 toe gaan, bekende skrifgedeelte wat ons vir 'n tydjie gaan by stil staan wanneer dit kom by hierdie maand, want ons is besig om te praat oor God se meestersplan. Ons is besig om te praat hoe om dinge te doen God se manier. Ons is besig om te praat oor eerste dinge eerste. Sê vir die persoon langs jou, sê eerste dinge eerste. Nou ek wil graag vanmôre, en ons het verlede week het ons begin, en hierdie is die tweede Sondag van hierdie jaar, en ek weet 'n paar van u het al die lewe gedoen, of die lewe het met jou gebeur. God se gedagte oor jou lewe is dieselfde. U moet self net weer terugbring om te sê nee, 2026 gaan nog steeds my jaar wees. Kyk, dinge gebeur. Wie van u het al gesien hoe dinge gebeur in jou lewe? Kom, wie van u is aktief betrokke in u eie lewe? U voer nie net 'n bestaan nie, jy's bewus van dit wat om jou aangaan. As daar iets is wat ek in 2025 besluit het, was dat wanneer my naam genoem word, dan sal ek vir myself vra, is ek regtig daar? Kom, jou registerklas, wanneer jy registerklas gehad het vir u, wat nog so ver terug kan onthou, en ek sien is 'n paar van ons wat nou jou 30ste jaar vier, wat jy uit die skool uit is, en daar's reunies wat afkom, en jy begin al hoe meer van hierdie tipe van advertensies op Facebook sien. Wanneer jy registerklas gehad het, dan het hulle jou naam genoem, en dan moes jy gesê het, hier. Nou, ek weet daai selfde metode is gebruik wanneer dit by LO was. En u vriendin het mos vir jou gesê, ja, jy's hier, en toe was jy nog nooit daar nie. Halleluja. Dat jy aktief sal wees, dat jy teenwoordig sal wees, dat jy nie net sal sien hoe die lewe met jou verbygaan nie, dat die lewe nie net voor jou verby afspeel nie, maar dat ons sal sê, nee, ek vat die Here by die woord en ek gaan die woord toepas. Die woord werk vir hulle wat hom toepas. Nou, weet dat die woord altyd aan die werk is. Ek moet myself vra, is ek deel van medewerkers, is ek deel van die mede-erfgename van God, wat saam met die woord werk, of is die wind wat ek in 2025 ervaar het, eintlik hoe ek teen God gekom het? Dan wil ek eerder vanmôre my knie buig, en sê, Here, ek wil saam met u dit doen. Ek wil saam met u dit doen. Sê vir die persoon langs jou, ons gaan saam met die Here dit doen hierdie jaar. Halleluja. Baie belangrik dat ons saam met die Here dit hierdie jaar sal doen. Matteus 6:33 kom en hy sê daar vir ons hoe God wil hê ons moet die lewe doen. En ons weet dat daar's altyd 'n soeke. Daar's 'n soeke na doel. Weet dat u geskape is vir God se plesier. Om God te aanbid, daar's altyd 'n soeke na doel. Is daar 'n paar mense, jou lewe is aangeskakel toe jy jou doel ontdek het. Toe jy ewe skielik die doel van die mes is mes en nie 'n skroewedraaier ontdek het nie, toe kon die mes beter gebruik word vir dit waarvoor dit gemaak is, en ook die skroewedraaier kon beter gebruik word vir dit waarvoor dit gemaak is. Die skêr is toe nou nie meer die skroewedraaier nie. Dinge gaan net makliker as jy die gereedskap het. Dinge gaan net makliker as jy die doel verstaan. Die doel op hierdie aarde is om die Here te aanbid met alles, met my hele hart. Met alles wat in my is. Sien, en hier kom hy en is duidelik, en regdeur Matteus sien ons hoe Christus besig is om sy manier van doen te verduidelik, vir ons om in die rus van die Here te wil kom, vir ons wat in die vrede van die Here te wil kom, vir ons wat in die wil van die Here wil kom, moet ons ook in die woord van God kom. En hy sê, hier is hoe julle 'n sorgvrye 2026 sal hê. Ja, kom maar, hy was nie in 2026, hy's nie hier nie, hy het opgevaar. Sy gees, progressief, werk vorentoe. Hy is al reeds in ons einde waar ons nog aan die begin van 26 staan. En dit sê daar, maar soek eers. Wie van u het al gesien hoe mense hulle gedaan hardloop agter dinge?
Jy kyk en jy sien hoe hulle tyd spandeer en jy kyk en jy sien hoe hulle geld spandeer wanneer jy na die manier en asseblief as jy vanmôre dink dat hierdie woord is daar om aan te kla. Nee, hierdie woord is vanmôre hier sodat ek nader sal kan kom in die manier hoe God wil hê ek moet hom verteenwoordig, maar in die manier wat God wil hê ek moet my hand aan my eie lewe sit, nie maar my hand aan die ploeg slaan sodat ek sal bou dit wat hy wil hê ek moet in my lewe bou en dat ek sal uithaal dit wat geen profijt vir my bied nie. Wie van julle het agtergekom, daar's dinge wat ons baie keer doen sonder wins. Sonder wins. Ons hardloop, ons soek. As ek vanmôre sou kyk in die manier waar ek my tyd sit en waar ek my geld sit en waar ek moontlik ander dinge in my lewe plaas, my prioriteite, dan sal ek begin sien wat eerste in my lewe is. Weet dat die beginsel van die eerste is dat wanneer dit aan God behoort, wanneer ek dit aan God gee, nou asseblief vanmôre, wanneer jy dit aan God gee, laat dit asseblief gaan, laat dit vanmôre, dat ek en u nie sê, Here, hier is dit aan u nie, maar ons hou dit tog so vas. Nee, gee dit aan die Here oor. Wanneer ek my eerste aan die Here gee, beteken dit, hy is die bewaarder daarvan, hy is die een wat moet toesig daaroor hou, dis eintlik God se probleem. Wanneer ek laat gaan die eerste van my dag, die eerste bepaal die uitkoms van die res, soek eers. As ek myself wil beter leer ken, ja, ons kan ons stambome nagaan. Ja, ons kan gaan sien en vra waar ek vandaan kom. Ek wil vir u sê, waar u vandaan kom, moet nie vanmôre die bloudruk wees van waar u op pad is nie. God se plan vir u lewe gaan seëvier wanneer ek dit ontsluit. Hoe ontsluit ek dit? Deur om eerste te sit. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. Wanneer ek my eerste van my dag, die eerste van my week, ek wil vir julle sê, die eerste behoort aan die Here. Verlede week het ek dit gesê en 'n paar jongstes het my gekontak en gesê, jong, geen wonder ek is so verlore nie, want dit is net die oudstes wat aan die Here behoort. Ek sê dat daar is 'n reg wat die Here op die eerste het, maar hy gaan nog steeds vra dat ek 'n deelnemer sal wees. 'n deelnemer sal wees aan die woord, dat ek sal kom en nog steeds God kies, al kies ek hom voordat hy my gekies het, en ek sê later, ja, weet net, u is uitverkies. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. As ek aan hom die eerste van my dag, die eerste van my finansies, die eerste werk, wie van u onthou wat jy met jou eerste salaris gedoen het toe jy nog in die huis was? Nou daar's 'n generasie wat onbekend is met hierdie tradisie. Daar's 'n paar ma's wat breed glimlag. Want jou kind moes sy eerste pypakkie moes so oor die tafel skuif. Hy was nog in 'n breinkoevertjie. Hier's 'n paar koppe wat geskit word. Ek sien, hier's 'n paar koppe wat geskit word. Jy het toe jou eerste salaris aan jou ouers gegee. Hier's 'n paar jongeres wat sê, ek is bly, ons lewe nie meer in daai tyd nie. Hier's 'n paar van u wat nog vir ons kan vertel hoeveel daai eerste salaris was. Dan is 'n paar jonges wat se oë rek as hulle hoor wat jy alles met 'n 5 sent kon doen. Halleluja. Maar soek eers die koninkryk van God, ander woorde, God se manier van dinge doen. Wanneer die eerste aan hom behoort, bepaal dit hoe die res gaan lyk. Ek wil graag glo, want dis wat die woord sê, en ek het nodig om my wil in lyn te kry. Ek het nodig om te sê, dat ek kan nie dieselfde dinge doen, en 'n ander uitkoms verwag, as 2025, deur dieselfde maniere te bring, dieselfde dinge te doen, dieselfde manier dinge te doen, soos wat ek in 2025 gedoen het nie. Ek gaan dit aanpak met nuwe durf, nuwe ywer. God is eerste. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. En ek het nodig om die beginsel te vat, die transformasie, die verandering, sê vir die persoon langs jou, ek hou nie van verandering nie. Maar ek is op die regte plek. Ek dink ons moet een of ander tyd, moet ons net 'n altaar hou vir ons wat nie hou van verandering nie. Dat ek die knie sal buig.
Weet jy dat ek is so dankbaar dat gister se genade nie dieselfde vir vandag is nie. Dis vars. Dit beteken dat dit verander. Dis vars. Dit beteken dis nuut. Dis heeltemal nuut. Ek is so dankbaar dat gisteraand toe ons oë toemaak en U voor die Here was en gesê het, Here, help my, want dit lyk vir my asof sekere dinge homself wil herhaal, maar vergewe my dat ek vashou aan die ou. Toe is hy getrou en hy's regverdig, hy vergewe ons sonde en hy sit dit in die see waar dit nie meer kan uitgeneem word, onder die bloed uitgeneem word nie, en U is vanmôre in vars genade, dis nuut, dit het verander. God se woord is dieselfde. Soek eers die koninkryk. Verandering bring groei. Dis in die verandering, in die transformasie, of die transformasie vind plaas in die aksie, in die doen. Wie van u het gesê of neergeskryf, en 'n paar van ons het mos ook gesê en lewe gespreek oor hoe hierdie jaar anders gaan wees as verlede jaar. So oulik, ek sien Pep Stores het ook nou vision boards, weekly planners. En jy kan jou nou by Tempo gaan koop. Jy kan jou nou by P&A gaan koop. Jou vision board, dit kan hoe groot wees. Maar dit gaan in die doen wees, waar die verskil gaan kom. Sien, ek kan mooi dinge kan ek neerskryf. Ek kan daarop mediteer. So vat ons hierdie woord en ons lees hom. Ons bring hom voor ons herhaal hom in ons daaglikse loop, maar is wanneer ek die woord doen, dat die verandering kom. Is wanneer ek hom toepas. Wie van u weet dat u kan sê, dat u gaan bidure bywoon, maar totdat u nie opdaag nie, het u hom nie bygewoon nie. Is wanneer ek hom doen. Die transformasie vind in die doen plaas, waar ek gaan agterkom waarvoor dit is wat die Here my geskaap het. So soek hom eers, soek die koninkryk, God se manier van dinge doen. En dit sê koninkryk van God en sy geregtigheid. Ander woorde, hoe dinge in lyn werk met die Here. Wie van u weet dat soos hierdie die eerste dag van die week is, jou eerste dag van die week behoort aan die Here, en wanneer ek doen soos wat die woord sê, is daar 'n oop hemel, en hierdie die huis van God ervaar ek waar die deurbraak is, en dan begin orde in my lewe kom. Is wanneer ek ewe skielik buite orde begin loop. Hoe het die vyand u nie geveg om vanmôre by die huis van die Here te wees nie? Vir 'n oomblik toe lê die goudvisie op sy rug. Die 5de een die vakansie. Onthou hulle het 'n gedachtespan van 'n paar sekondes. Hulle eet die heeltyd want hulle het vergeet dat hulle al klaar geëet het. So hulle verdrink nie. Hulle ooreet hulle self. En toe het hy gesê, dis die teken. Hier is die teken, miskien moet ek nie vanmôre kerk toe gaan nie. Maar sien, wanneer u begin veg nie net vir die regte dinge daar buite nie, wanneer u begin sê, hoe hou ek my lewe in lyn? Hoe kry ek weer my by myself by 'n plek wat ek volgens die woord wandel? En moet ek is nie besig om u nou weer onder die wet te bring nie. Ek is besig om u in beginsels te bring wat vir u gaan werk en 'n ander uitkoms gaan gee as 2026. U het nou alles al probeer. Hoekom nie nou die woord doen nie? Hoekom nie hierdie jaar die woord aangryp, u bekleem met u woord en die woord uitloop nie. God se manier van dinge doen en dan sal al hierdie dinge sal dan by jou gevoeg word. Nou ek weet daar's mense wat van mening is dat jy so af en toe moet terugkyk om te sien wie jou volg. Ek weet daar's mense wat jou lewe volg en wat najagers van Christus is soos wat jy hom najaag. Dat hulle doen soos wat jy doen en ons het nodig om ons lewens te doen deurdat ons nie net vir mense sê wat om te doen nie, maar dat ons hulle wys hoe dit gedoen moet word. Dis wat Christus gedoen het. Hy was die woord wat vlees aangeneem het en hy het onder ons kom woon, hy het uitgeloop hoe dit sou lyk. Daar's hoop vanmôre vir ons.
Ons moet die woord doen, sê vir jou buurman, buurvrou langs jou, sê, doen die woord. Ek moet hom toepas. Sien, ek kan vanmôre op iPads en ek kan vanmôre op jou Samsung, ek kan vanmôre op allerlei maniere jou Bybel kan groot, kan klein, kan hoe kan lyk. Hy's gemerk oral, jy het net so groot potloodsakkie wat saam met jou gaan en jy merk alles. Maar is in die doen wat die verskil gaan plaasvind. Is in die doen. Ja, kom maar, hoe doen ek die woord? Sien, wanneer jy ewe skielik agterkom, wanneer jy aktief is, wanneer jy hier is, wanneer jy sien, die lewe gebeur nie net nie, en daar's oomblikke wat met jou lewe gebeur, jy het jou eerste dag aan die Here gegee, Sondag, hierdie week vir u moet goed wees. Dit moet nie net goed wees nie, dit moet 'n week wees wat God gemanifesteer gaan wees, orals waar u gaan. Hoekom? Die beginsel van die eerste. Ek het eerste aan die Here gegee, my eerste dag van hierdie week, daarom kan ek 'n verwagting in my hart hê. Die woord moet vir my werk, daarom kan ek op die uitkyk wees vir wonderwerke. Here, ek het my deel gedoen, die res is nou u sin. Ek kan nou in die rus van die Here kom, want dis eintlik al wat oor die hele gedeelte in Matteus 6 staan is, hoe om in die rus, in die vrede, hoe om 'n sorgvrye Januarie te hê. Waar ek kom en ek sê, Here, die beginsel van die eerste werk. Nou, ons het nodig om hom altyd te laat werk. Ons het nodig om hom altyd te kies. Nou, hierdie is 'n vars geleentheid. Hier is 'n vars kans. Moontlik het u sekere dinge in 2025 gedoen, die oud is verby. Alles het nuut geword. Ek het gesien, hier's 'n paar wat sommer gesê het, ek was my af in 2025. Hulle het hulle sommer laat oordoop. Ek was die 2025 af. Ek sit nou het ek nodig om die woord te vat en die woord te doen. Sê vir die persoon langs jou, sê, doen die woord. Sien, daarom het u vanmôre 'n reg om te verwag dat die beginsel van die eerste moet vir u opdaag hierdie week. Die vyand veg u om eers aan die Here te gee by u finansies, en u kan vanmôre rustig wees, ons gaan nie nog 'n offer opneem nie. Hy wil nie hê u moet die vrug van die gehoorsaamheid hê nie. Hy wil nie hê u moet die eerste dag van die week aan die Here gee nie. Hoekom? Hy wil reg hê tot die res van jou week. Hy wil nie hê dat u en ek moet regmaak met hulle wat rondom ons is nie. Hy wil nie hê ons moet ons bedieninge uitleef nie. Sê vir die persoon langs jou, jy is geroep. Halleluja. So daarom is dit belangrik dat ek aan die Here sal gee, aan die Here sal bring, dat ek na die Here toe sal toewy, dat ek die beginsel van die eerste sal volg. Daarom vertrou ek op die Here. Moenie van jou vertroue in die Here en op die Here laat gaan nie. Ek steun nie op my eie insig nie. 2025 het baie van ons gesien hoe ons eie planne nie uitgewerk het nie. Sien ons het die begin van die jaar het ons moontlik die skrif probeer. En ewe skielik was ons geroof van ons fokus. Maar ek vertrou in God en sy woord. Spreuke 3:6 kom en sê, ek ken en ek herken hom in al my weë. Het is belangrik dat ek sal nie op my eie insigte steun nie, nie leen nie. Dat ek by 'n plek sal wees, dat ek sal kom en sê, Here, sien nie net my eie gedagte nie, maar openbaar u plan vir my lewe. Sê, ek praat met 'n gehoor vanmôre, wat ek weet geroep is vir 'n tyd soos hierdie. Ek praat met 'n gemeente, 'n groter familie, 'n weermag wat ek weet dat ons ingaan in 2026, 'n paar met moontlike vrese van 2025 om homself te herhaal, en 'n paar ander wat sê, jong, ek is nog besig om sekere dinge te verwerk, maar ons is besig om jou in te hak en te sê, ons gaan jou nie agterlos nie.
Ons gaan nie jou agterlos nie, dat dit wat die Here oor jou lewe gesê het, dat jy dit sal sien waar raak in jou lewe, want God se woord is waar. En hoe weet ek God se woord is waar? Hoe sien ek hulle wie God se woord glo dat dit waar is? Hulle wat God se woord toepas. Daarom wanneer ons sien dat daar's 'n sieke, wanneer ons sien daar's iemand in gebrek, wanneer ons toegelaat word, vertrou word deur die Here om iemand se naaktheid te sien, en wanneer ek sê naaktheid, dan praat ek van hulle weerbare oomblikke, dan word ons vertrou deur die Here om iets te doen, want ons is 'n doen generasie. Maar hoekom sien ek al die dinge? Omdat God jou vertrou. Maar hoekom wys die Here my die dinge? Nou, asseblief, ek weet wanneer ek vanmôre sê, hoekom wys die Here my hierdie dinge, dan dink jy aan daai een suster wat altyd die dinge deur die Here gewys word. En is gewoonlik een of ander kinderstorie wat die Here vir haar gewys het. Nee, ek praat van die Here wys jou 'n gemeenskap. Hier's mense, selle, wat aktief is in die gemeenskap. Here, maar hoekom sien ek daai? Omdat God jou vertrou. Ewe skielik sien jy 'n ma, enkel ma. Jy is besig om boeke te koop. Jy is besig om vir jou kinders skoene te koop. En jy sien 'n enkel ma wat besig is om te sê, maar kom ons haal die prit af. Kom ons kyk, wat is die goedkoper prit? En sy is besig om deur haar lys te gaan. Hoekom wys die Here dit vir u? Omdat hy u vertrou. Wanneer vertrou die Here ons? Wanneer ons die woord doen. U het sukses gesien. U het gesien hoe daar 'n uitvloeisel is van u wat die woord doen. Hoe? Want u het die Here eerste geplaas. Ek vertrou die Here om meer te sien. En om meer te sien beteken dit dat daar 'n vertroue binne in my, 'n kapasiteit in ons wat moet groei. Hoe? Deur die woord te doen. Soek eers. Van tyd tot tyd, en sit nou al iets in plek vir een en elkeen van u wat hier is vanmôre. Sit iets in plek vir Junie en Julie, wanneer eie insig weer na vore wil kom. Sit dit in plek waar jy 'n besluit maak om te sê, ek gaan die Here stel eerste in alles. Sien dadelik wanneer ons hierdie woord doen, of wanneer ons hierdie woord spreek, of hierdie woord preek, dan dink mense, hierdie is nou net om kerkbywoning op te skerp. Nee. Hierdie is nie net om net nog meer mense te kry om aan te teken. Nee, daar sou 'n menslike versoek wees. Hierdie is 'n goddelike opdrag. Sit hom eerste. Maar hy gee nog steeds aan ons die keuse. Ek doen my dag, en net voordat ek dood wil spreek, sit ek hom eerste en sê, Here, ek gaan nie vanmôre sê wat ek ervaar nie. Ek gaan spreek wat ek aanvaar. Ek sê nie die pyn is nie daar nie, ek sê nie die ongemak van die lewe is nie daar nie. Ek sê net dat die uitkoms wat ek gaan sien, deurdat ek God soek en alles deur hom eerste te sit, gaan ek lewe spreek in steede van dood. Kom in steede van om te sê hoe verlore jou kind is, begin hom en haar te verklaar. Maak hulle los van die dwelms, maak hulle los van dit wat hulle vasgevang is, naal hulle tot die kruis en dit wat hy vir u oor u familie gesê het, maar sit hom eerste, plaas hom die hoof van die familie, sit hom eerste, plaas God se familie eerste en sien hoe hy jou familie eerste plaas. Doen die woord. Is groot getuies wat ver oggend hier sit. Mense wat groot dinge in 2025 in die lewe of in die gesig gestaar het, die lewe in die gesig gestaar het. Dis God se genade. En of ons nou weet daarvan en of ons nie bewus is daarvan nie, eers mense wat vandag hier sit, jy sê vir jouself, as dit nie vir die Here was nie. As dit nie vir die Here was nie.
O is dit ten minste 3 mense wat vanmôre net saam met my kan stem en sê dat as dit nie vir die Here was nie. Ek het die plan van die vyand gesien, maar my oog was genaal op die fokus. My fokus was Christus. As dit nie vir die Here was nie. So jy het reeds identifiseer dat die duiwel is nie gelukkig met jou nie. Die duiwel is nie gelukkig met jou nie. En ons kom nie vanmôre uit vrees nie, nee, ons kom en sê, hierdie is my jaar 2026 is my jaar waar ek 'n finale uitklop hou gee vir die ding waarmee ek so gesukkel het, reg deur 2025. Jy sien hoe u besigheid onder die aanval is. Sien, en daarom kan ek nie net besigheidsbeginsels toepas om my besigheid te groei nie. Ek moet God se woord toepas. Ek kan nie my familie kry om die Here te dien deur hulle te manipuleer en ou nagte bid en hulle name te doen nie. Nee, ek moet God se woord toepas. Ek is diensbaar in God se huis. Dan bring daar orde, word daar orde gebring in myne. Die beginsel van die eerste. 2026. Ek weet ons is in die tweede week en is 'n paar van u wat al reeds wonder of hy nog steeds jou jaar is. 2026 jou jaar van deurbraak. Uitkom, groei, waar jy gestrek gaan word en oorwinning gaan beleef. As jy vanmôre hier is en jy sê ek sit saam met jou, Jaco, sit ek die Here eerste in 2026 en ek vat hom vanmôre by sy woord, staan saam met my. Waar jy vanmôre staan, is daar verskywings is wat gemaak moet word. Is die verskywings eintlik maar net waar God op jou lys is. Hy wil nie net bo aan die lys wees nie, hy wil die middelpunt van jou lewe wees. Maak 'n toewyding vanmôre. Sien, as ons nie in die huis van God besluit dat dit is hoe ons lewens wil lei nie, gaan die wêreld daar buite van ons verg. Partykeer gaan hy nie net kom verg nie, hy gaan kom vat. Hy gaan sê, doen dit nou so. Maar as kind van God, as weermag van die Here, besluit ons dis hoe ons lewens doen. Waar jy vanmôre staan, vra die Here om u te help deur sy Heilige Gees. Dat die salwing van die Here die juk breek, die las verwyder. En jy laat uitkom in die volheid van hom wat jou uitverkies het. Moontlik is jy vanmôre hier en jy staan, maar jy sê ek het gebed nodig. Jaco, ek wil hê hulle moet saam met my bid. Baie keer is die woord wat jy bedien klink so maklik en ek is met groot ywer wat ek my week begin. Maar ek het gebed nodig. As dit u vanmôre is, vra ek dat u vinnig na vore sal kom. Ons gaan saam met u bid. As u vanmôre sê ek het gebed nodig, ek vra asseblief groot om verskoning, ek moes nog vir Debra geleentheid gegee het om oor die Bybelskool te praat. Hulle sal in die 9:30 diens sal hulle die uitnooi, en ek nooi dit, ek doen dit sommer nou, terwyl mense na vore kom, dat u, as u sou wil verder geskool word in die woord, wil ontsluit word, dat u ons Bybelskool sal oorweeg. Ek wil sê honderde, as dit nie amper 1000 leiers is al oor die jare geaktiveer. Oorweeg dit. Praat met die selherder oor dit. Elke maandag aand, daar's kostes aan verbonde, registrasie is daar soos wat jy kan sien. So jy kan geaktiveer en ontsluit word.
Kom ons steek ons hande na hulle uit wat hier voor staan. Is daar nog 'n paar van u is wat kom help bid asseblief? Al wie sou julle kom bid? Halleluja. Sherlyn, kom help bid asseblief. Die naam van Jesus. Hy is 'n sterk doring. Hy verlos my. Hy maak my vry. Roep daardie naam aan. Jesus. Van al my sonde, vryheid is deel. Kom ons sing dit vanmôre. So sterk doring. Verlos my verklaar hierdie vryheid oor jou lewe. Jesus. Hy maak my vry. Hy maak die seun, die dogter, die man, die vrou, die familielid. Hy maak my vry. Jesus. Hy maak my vry. Want hy verlos my van al my Craig, kom sluit vir ons af asseblief. Nooi vanaand iemand na die diens uit 6:00. Is dit nie pragtig van 'n hele familie die Here dien nie? Ons bevoorreg om te sien hoe daar broers en susters op 'n verhoog is, paas en maas almal saam. Halleluja. Sê vir die Here vanmôre, jou familie is op sy agenda. Halleluja. Kom sluit ons so. Here, dankie vir u woord wat uitgegaan het. Here, u woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, Here. Here, u woord het vanoggend harte kom verander. Here, u het lewens kom verander. Deur u woord, my God. En ons is dankbaar en bly dat ons in u teenswoordigheid kon gewees het, Here. Gaan met ons huis toe en beskerm ons, Here, totdat ons vanaand weer by mekaar kan kom om u naam groot te maak. En ons sê vir u baie dankie in Jesus naam. Amen.